Well, allow me to greet you in the lovely name of Jesus. And the people of God say, Amen. Definitief, hier is 'n roering. Sê vir iemand, daar's 'n roering in die huis. Amen. And so, ek wil dit baie gou en kort stel. Baie dankie sê aan Jason, die crew. Hulle doen goed soos altyd. And we pray a blessing, a tremendous fresh blessing over them. Aan al ons vyfvoudige amptenare. Man, kan ek u groet in Jesus naam. Amen. Een van die belangrikste goed is om te onthou dat ons mag hierdie jaar op 'n ander voet begin het. Maar die Here hoor my, daar maak 'n draai vanaand. Ek sê dit, maar daar maak 'n draai vanaand. Ek wil hê iemand die volgende woorde in die atmosfeer plaas. Because at this moment I want you to remember that when Job said it this way, you shall declare a thing and it shall be established. Sê vir iemand, ons sal 'n ding verklaar en het sal so wees. Sê vir iemand nou hart soos wat jy dit diep uit jou wees uit profeteer. Sê, I am at my turning point season. Come on, this is a turnaround season. My winters is verby. My somer het gekom. Dat het met my laf was in die begin van die jaar, is vandag hier deur die Godspraak. Wil ons dit in die atmosfeer plaas. I am the apple of God's eye. Sê vir iemand, ek is die oogappel van die Here. Jy kan vir iemand sê, my maarjare is verby. My vetjare het gekom. Kom aan, sê vir iemand langs in jou. Jy weet nie langs wie jy sit nie. Jy dink jy ken my. Jy dink jy's bewus van my agtergrond. Maar sê as jy moet weet waar jy kom in 2025, dan sal jy verstaan dat die Here my gebring tot hierdie plek waar ek is. Do I have a witness in this place tonight that knows this is my turnaround season? Come on, say it to your neighbor, this is my turnaround season. Kom aan, jy kan baie beter doen as dit. Jy kan baie beter doen as dit. This is my turnaround season. Come on. Dis in hierdie seisoen dat jy onthou soos een van die oorwinnaar is. Sê vir iemand, die Here het my die kop gemaak en nie die stert nie. Daar is twee bewegings in hierdie seisoen, is vorentoe en opwaarts. Sê vir iemand, forward and upwards. As jy wil bly in die vallei, ek het besluit om vorentoe te gaan en opwaarts. Come on, you can do much better than that. Gee die Here lekker hande klap saam. No, jy moet vir iemand laat verstaan, wanneer jy in 'n nuwe seisoen is, dan kan jy nie ou seisoen taal praat nie. Kan ons dit weer sê, wanneer jy in 'n nuwe seisoen ingaan, dan kan jy nie ou seisoen metodes toepas in 'n nuwe seisoen nie. Jy kan nie met ou gedragskodes kom van 'n ou seisoen en dink dit gaan werk in 'n nuwe seisoen nie. Sê vir iemand, die Here hoor my, ek is klaar met ou seisoen gedagtes. Ek is klaar met ou seisoen metodes. Ek is klaar met sukkel mentaliteite. I am ready for a new season. Come on, church, give the Lord a shout of determination. I am at the best place that I can be. Wow. Nou, jy moet toch vir iemand langs in jou sê, ek help net die prediker, om vir jou vanaand te laat weet, in die nuwe seisoen, moet jy jou taalgebruik verander. Nee, jy kan nie praat van sukkelgang. En hoekom gaan dit met my so swaar in 'n nuwe seisoen nie? Kyk jy my, Pastor Jessica het gesê, hoor jy al sou die vye boom die bok nie. My koning, daar's geen vee in die kraal nie. Nogtans sal ek die Here prys. Dit sal nie aan hierdie geslag gevra word, waar is die ander 9 nie? Kan ek het weer sê? When Jesus posed the question, where are the other 9? When only one came to say thank you, it was an indictment to the 9. Maar sê vir iemand, die vinger van die Here sal nie in my gesig wees nie, want die Here sal die lofprys van my hoef te soek nie. Ek weet ek moet die Here loof. Ek weet ek moet die Here prys. Ek maak 'n besluit dat my dankbare
die Here sal betuig word. Come on. Now, you ask any parent that would, make ends meet to bless their children. And when their children fail to say thank you, it cuts deep. When it comes to God, the only way you can really exalt Him is when you open your mouth in thanksgiving. So whenever the devil is going to get you to a place where you are out of favor with God, is when he's going to shut your mouth and let you forget about giving thanks unto the Lord. Want hy weet jou danksegging is 'n sleutel wat die deure wat toe was gister sal oopmaak in jou nuwe dag. Ek wil vir iemand sê vandag dat jy nie meer jou lofprysing onderskat nie. Come on, tell your neighbor, don't underestimate your thanks. Your gratitude is the key that unlocks doors and that enters you into new seasons. Man, catapult you into moments and destinations that you've never seen before. Can I tell you the following? Sê saam met my spoed. Ek gewaar in die nuwe seisoen wat ek en u vanaand binnetree. Ek wonder dat mense is wat saam met my stem. Ek sê, is nie môre nie. Is nie volgende jaar nie. Ek sê vanaand in hierdie dankbare oomblikke is ons besig om vanuit 'n ou seisoen. Is daar iemand wat saam met my wil stap uit jou ou seisoen binne in jou nuwe seisoen? Come on, you take a step forward and say, my God, I shut the door on the old season. 2025, I don't have to wait for New Year's evening to shut the door. This is the day that the Lord has made, and I choose tonight to shut the door on the old year, because this night the Lord is shifting me. Look at your neighbor, say, neighbor, God is shifting me into a new season, into a new time zone, into a new kairos, into a new chronos. As I even Maria will pray. It does. Listen, but He's going to do it in a quick way. Somebody say a quick way. Ooh, ek sê 'n vinnige wyse. Sê vir iemand, dit mag verander 20 jaar gevat het om te kom waar hy vandag is. Maar so sê die Here van die leerskare, jy gaan dit bekom in 2 jaar. Jy gaan dit bekom in 1 jaar. Die Here doen 'n nuwe ding. 'n nuwe ding, 'n nuwe ding, 'n nuwe ding. Is jy gereed vir 'n nuwe ding? Nou sê sy woord, God says, I'm going to hasten it in its time. Sê vir iemand, die Here gaan dit spoed gee. Alles wat joune is, sê dit saam met my, alles wat myne is, kom vinnig huis toe. Kom vinnig na my destinasie. Jy kan maar skinder van my, as jy wil skinder. Jy kan maar praat van my, as jy wil praat. Maar so sê die Here. Hey, hy sê, die ploer sal die maaier inhaal en verbygaan. Meaning to say, whatever has been normal in a normal, old season, God says, I'm going to turn it around. Dat hy wat gemaai het, sal verbygesteek word met hom. Wat al vra, wanneer kry jy klaar met maai? Want ek wil 'n nuwe dorsland, 'n nuwe land wil ek ploeg. Iemand sê vir iemand langs aan jou, die Here help my, jy mag my gister geken het, maar jy gaan my hier nie in my nuwe seisoen ken. The new season is positioning myself for greatness. Isaiah chapter 66 says it like this. Sonder dat daar pyne is, gee sy geboorte. En sonder dat daar contracties of samentrekking is, en jy weet hoe dit werk. She will give birth to a son. Dit sê vir my, dat die geboorte gaan vooraf gegaan word sonder pyn. Want mense sê gewoonlik, hoe ver is die pyn nou uit mekaar uit?
Is dit die vraag wat hulle vra? Hulle sê, ek sien is 10 minute uit mekaar. Dit gaat nog na 5 toe kom. Dit gaat nog na 4 toe kom. Maar sê vir iemand in hierdie nuwe seisoen, die Here weet ons gaan geboorte gee sonder dat daar pyn is. Ons gaan geboorte gee sonder dat daar samentrekkings is. It's not me that says it. Thus saith the Lord. Isaiah chapter 66 verse 7. Voordat daar pyn is, sal daar geboorte wees. May I say to somebody today, you came but for a concert, but God says, I'm sending you home. You came with feet in an old season, but your feet has just shifted into a new season. You better tell Pastor, last night I walked in there in an old season. When I went to the concert, I went in an old season with old mentality. But Father God has shifted me in one night. Somebody says one night, one night, one night, one night. He shifted me into a new season. This is my turnaround season. Look at your neighbor tonight and say, this is your turnaround season. Step into it. Seize the moment. And God is going to give you speed. I say the Lord is giving you speed. So that whatever you need to achieve, you will do it in a shorter space of time. My God, let those that fight you, fight you. Let those that undermine you, undermine you. But they cannot stop the move of God. They cannot kill the anointing upon your life. When favor is on you, favor is there to stay. Ek sê as die guns van die Here op jou is, dan kan hulle maar maak wat hulle wil. Hulle kan maar sê wat hulle wil. Maar as sy guns op jou is, rondom my, maar nie aan my nie. Kom aan sê rondom my, maar nie aan my nie. Sy guns is dit wat my daar gaan stel in 'n posisie wat my gouer daar gebring het, sal die guns wees. Wil julle vandag die Here jou beste hande gee? Wanneer jy vir die Here sê baie baie dankie. My danksegging maak vanaand die deure wat gister toe was, maak dit vanaand oop. Baie baie dankie Here dat U my gebring het. Ebenezer tot hier toe. Het die Here ons gehelp. Kom ons staan en ons gee die Here eer vir sy woord wat ja en amen is. Wow. Father, thank you for your word. Staan net so Here by hierdie konsert. Wil ons dankbaarheid aan U betuig. En met ons dankbaarheid sleutel sluit ons elke geslote deur oop. Ons stap binne in 'n nuwe seisoen. En ons neem, Here, ons taalgebruik van oue gooi ons weg en ons neem aan 'n nuwe woordeskat wat spreek van die goedertierenheid van die Here. Father, we declare over ourselves, this is our turnaround season. And we bless you for it in Jesus' name. Amen and amen. Gee die Here lekker hande klap soos wat U terugsit. En die Here vereer.